Vandag is die heilige byeenkoms van die opstandingsdag. Ek hoop julle sal baie genade en seën van God ontvang deur hierdie middagdiens. Vandag vanmiddag, laat ons 'n bietjie tyd neem om die leringe van Christus deur die Bybel te bestudeer onder die preek getiteld Opstanding en die geestelike liggaam. As ons na die geskiedenis van die vroeë kerk kyk, was die gebeurtenis van die opstanding van Jesus werklik betekenisvol. Die hoop op opstanding het 'n aansienlike impak op die geloof van baie heiliges van die vroeë kerk gehad. Ten spyte van die ongunstige toestande wat hulle in die gesig gestaar het, was hulle glad nie bang nie. Hulle was in staat om 'n groter gevoel van hoop en aspirasie vir die toekomstige wêreld te kweek, eerder as die pyn en lyding van hierdie wêreld. Die dryfveer hierachter was die opstanding van Jesus. Hieroor het die Hebreërskrywer soos volg geskryf: Vroue het hulle dooies deur opstanding terugontvang. Ander weer is gemartel toe hulle nie die vrylating wou aanvaar nie, sodat hulle 'n beter opstanding kon verkry. Laat ons vandag tyd neem om daardie toneel saam te ondersoek sodat ons groter hoop kan hê vir die toekoms wat God vir ons voorberei het in die ewige koninkryk van die hemel. Kom ons kyk na Hebreërs hoofstuk 11 vers 33. Hebreërs hoofstuk 11 vers 33. Hulle wat deur geloof koninkryke verower het, wat gedoen het wat reg is, wat beloftes verkry het, wat die bekke van leeu's toegestop het, wat die geweld van vuur geblus, die skerpte van die swaard ontvlug het, wat krag ontvang het in hulle swakheid, wat magtig geword het in oorlogvoering, wat slagordes van vreemdes afgeweer het. Vroue het hulle dooies deur opstanding terugontvang, ander weer is gemartel. Wat? Toe hulle nie die vrylating wou aanvaar nie, sodat hulle 'n beter opstanding kon verkry. Al is hulle erg gemartel, vervolg en getuister, het hulle geweier om vrygelaat te word. Met ander woorde, hulle het nie gebruik gemaak van jammerlike verskonings net om daardie oomblikke te vermy nie. Wat was die rede hierachter? Dit was om 'n nog beter opstanding te verkry. Dit was om deel te neem aan die opstanding van die regverdiges. Die opstanding van Jesus het dus 'n diepgaande impak op die heiliges van die vroeë kerk gehad. Hulle is gevange geneem, bespot, verag en gegesel. Hulle het egter allerhande ontberings en vervolging verduur en geweier om vrygelaat te word. Wat het hulle toegelaat om nie aan hierdie uitdagings te onderwerp nie? Dit was omdat hulle in die opstanding geglo het. Hulle het geglo dat selfs al sou hulle vlees tydelik op hierdie aarde sterf, God hulle daarna sou opwek. Hulle het groot hoop gevestig op God se belofte dat hy hulle in die oggend van die opstanding 'n koninklike priesterdom in die koninkryk van Christus sou maak. Om hierdie rede, hoe het God hulle onwrikbare geloof beskryf? In die profesie van die 7 kerke in Openbaring word die geloof van die heiliges van die vroeë kerk beskryf as die kerk in Efese, omdat hulle geloof op daardie tydstip die mees begeerlike was. Soos die tyd egter verbygegaan het, het die hoop op opstanding begin afneem. En die afwagting vir die koninkryk van die hemel het flou geword. Gevolglik het die fokus meer en meer verskuif na die fisiese wêreld en die aardse dinge wat sigbaar is, wat veroorsaak het dat die vurige en toegewyde geloof van die vroeë kerk geleidelik verdwyn het. Almal, die heerlikheid van die opstanding van Christus is inderdaad merkwaardig. Ons moet egter nooit vergeet dat ons geloof in die opstanding die kern van die waarheid van die nuwe verbond is nie. Ons moet nie net vir die oombliklike plesier van hierdie aarde leef nie, net fokus op wat sigbaar en vlietend is. Dink aan die ewige wêreld wat Vader en Moeder vir ons voorberei het. God het gesê, ek gaan soontoe om vir jou plek voor te berei. En as ek gaan om 'n plek vir julle te berei,
sal ek terugkom en julle na my neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. God het vir ons hierdie genadige hoop gegee. Daarom moet ons die oomblik vooruit sien wanneer die verganklike homself sal beklee met die onverganklike net soos Christus ons deur sy opstanding gewys het. Ons wonder, hoe sal daardie oomblik wees? Aangesien ons dit nog nooit voorheen ervaar het nie, wag ons gretig op daardie oomblik. Daarom behoort ons doelwitte en waardes in die lewe anders te wees as die van die mense in die wêreld. Ons moet trots wees daarop om Christene te wees. Ons glo in God Elohim in hierdie tyd van Heilige Gees. Laat ons onthou dat ons saam in die mees genadige, eerbare en glorieryke posisie is om in God die Vader en God die Moeder te glo. Terwyl ons dit doen, laat ons die groot betekenis van opstanding op hierdie opstandingsdag graveer. Terwyl ons op hierdie aarde leef, kan ons probleme, struikelblokke of ontberings teekom. Laat ons nietemin nie net op aardse sake fokus nie. Ons moet nooit vergeet dat daar die koninkryk van die hemel is waarheen ons sal gaan nie, en ons moet dit nooit opgee nie. Kom ons bevestig dit weer eens deur Hebreërs hoofstuk 11. Hoofstuk 11 vers 35. Vroue het hulle dooies deur opstanding terugontvang, ander weer is gemartel toe hulle nie die vrylating wou aanvaar nie, sodat hulle 'n beter opstanding kon verkry. Nog ander het die toets van bespotting en slaaf verduur, en boonop van boeie en gevangenskap. Hulle is gestenig, middeldeur gesaag, deur teregstelling met die swaard het hulle gesterf, in skaapvelle het hulle geswerf, in bokvelle behoeftig, verdruk, mishandel, die wêreld was hulle nie werd nie. Terwyl hulle in verlate plekke en oor berge rondgeswerf het, en in grotte en in gate in die grond. Waar het sulke geloof vandaan gekom? Die bewyse word in vers 35 gevind. Vroue het hulle dooies deur opstanding terugontvang, en sodat hulle 'n beter opstanding kon verkry. Ons kan die bewys in hierdie twee gedeeltes vind. Die heiliges van die vroeë kerk het groot hoop op die koninkryk van die hemel gehad. Die lewe op hierdie aarde kan gemaklik en vervullend wees. As sulke troos egter die pad na die koninkryk van die hemele versper, moet ons die geloof besit om dit te omseil. Hierdie aarde is 'n verbygaande proses waardeur ons moet gaan om die hemel te bereik. Dit is nie ons uiteindelike bestemming nie. Die heiliges van die vroeë kerk het hierdie ingesteldheid gehad, die lewe van Christus gevolg en hul geloof behou. Daarom het God gesê dat die geloof van daardie tyd die stralendste was. Toe hulle ondersoek het hoe hulle so 'n stralende geloof gekry het hulle 'n groot hoop op opstanding gehad. Watter vorm sal ons dan hê wanneer ons opgewek word? Wat het Jesus hieroor gesê? Hy het ons geleer dat ons met die opstanding soos die engele in die hemel sal wees. Ons sal nie meer in hierdie tent van vlees wees nie. Laat ons dan die verskillende dade van Jesus ondersoek nadat hy 2000 jaar gelede opgewek is. Kom ons blaai na Lukas hoofstuk 24. Kom ons kyk na Lukas hoofstuk 24 vers 13. En kyk, juis op die dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Dit maak nie sin om te sê dat sy eie disippels hom nie herken het nie. Hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle, met die naam Kleopas, het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom,
Dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Terwyl hulle 7 myl na Emmaus stap, wat 11 kom verder is, hoe kon hulle Jesus nie herken nie? Almal, wat dink julle? Dit was omdat Jesus in sy opgestane liggaam was. Jesus het ons geleer dat ons met die opstanding soos die engele in die hemel sal wees. Op daardie tydstip was Jesus in hierdie situasie. Terwyl hy met hulle gepraat het, het hy brood gebreek en dit vir hulle gegee. Toe gaan hulle oë oop en hulle besef, ag, dit is Jesus. Toe hulle hom herken, het hy uit hulle sig verdwyn. Dit is waar God aan ons geopenbaar het dat ons ook in so 'n geestelike liggaam verander sal word. Kom ons gaan voort met die boek Johannes hoofstuk 20 vers 19. Johannes hoofstuk 20 vers 19. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Dit is op die aand van die opstandingsdag. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Die Engelse Bybel sê duidelik dat die deure toe en gesluit was sodat niemand kon inkom nie. Hulle het nie net die deure toegemaak nie, maar het dit veilig laat sluit. Kom ons sien weer vers 19. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toegekom en tussen hulle. Hulle het die deure gesluit en niemand het dit oopgemaak nie, maar Jesus het skielik tussen hulle verskyn. Na sy opstanding het Jesus in 'n geestelike liggaam rondbeweeg. Hy het die 2 disippels op pad na Emmaus verhinder om hom te herken. Hy het ook aan hulle insig gegee deur brood te breek. Nadat hulle besef het dit is hy, het hy toe uit hulle sig verdwyn. Ook toe die disippels bymekaar was, met die deure gesluit uit vrees vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle verskyn. Kom ons sien weer vers 19. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Daarom kan ons sien dat alhoewel die deure veilig gesluit was en niemand die deur vir hom oopgemaak het nie, Jesus wonderbaarlik in die kamer verskyn het. Nie net dit nie, toe die 2 disippels op pad na Emmaus hom herken, het hy skielik uit hulle sig verdwyn. Ook het hy aan die disippels verskyn en maaltye met hulle gedeel. Op hierdie manier het Jesus vrylik tussen die 3de en 5de dimensie beweeg. Ons kan dit deur die Bybel bevestig. Kom ons kyk na vers 24. Maar Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didimus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vinger nie steek in die spykermerke en my hand nie in sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, ook hier was die deure gesluit, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig.
Thomas het die spykermerke op Jesus se hande gesien en die spiesmerk aan sy sy, nadat hy alles gesien het. Thomas het vir hom gesê, "My Here en my God." Toe sê Jesus vir hom, "Glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, en tog tot geloof gekom het." Kyk asseblief van naderby na die verskyning van Jesus, die omvang van sy aktiwiteite, en al die tonele waar Jesus onmiddellik verskyn en verdwyn. Is dit nie werklik wonderlik nie? Dit kan nie gesien word as 'n fisiese liggaam nie, en dit kan ook nie gesien word as 100% geestelik nie. As hy begeer het om in die driedimensionele wêreld te wees, het hy 'n driedimensionele liggaam gehad. As hy begeer het om in die vyfdimensionele wêreld te wees, het hy 'n vyfdimensionele liggaam gehad. Dit is die rekord van die Bybel oor die aktiwiteite van Christus na sy opstanding in 'n geestelike liggaam. Kom ons gaan voort met die woorde in Handelinge hoofstuk 1, vers 6. Vir 40 dae het hy aan sy disippels verskyn om dit aan hulle te bewys dat hy opgewek is en uit die dood opgewek is. Toe het hy gesê, "Aangesien julle die spykermerke aan my hande en die spiesmerk aan my sy aangeraak het, moet julle aan alle mense getuig van die sekerheid van my opstanding, sodat elkeen wat ly en in pyn is van die kettinge van die dood gered word." Dit is hoe hy die opdrag van verkondiging aan hulle toevertrou het. Kom ons kyk na die boek Handelinge hoofstuk 1 vers 6. Vers 6. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra, "Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?" Maar hy het hulle geantwoord, "Dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde." Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toekyk. Al hierdie verskynsels is buite die begrip van mense wat op hierdie aarde leef, wat deur fisiese wette beheer word. Hy het verdwyn terwyl hy met hulle gesels het en toe skielik gematerialiseer in 'n kamer wat noukeurig beveilig was sodat niemand anders kon ingaan nie. Hy het vir Thomas gesê om aan die spiesmerk aan sy sy te raak en die spykermerke op sy hande te sien. En soms het hy selfs maaltye met die disippels gedeel. Uiteindelik het Christus sy disippels sy hemelvaart reg voor hulle oë gewys. Waarlik verskaf die 66 boeke van die Bybel ons nie groot hoop nie. Deur sy opstanding het Christus die bestaan van die wonderlike wêreld wat daarop volg aan ons geopenbaar. Hy het ons ingelig dat daar nie net die driedimensionele wêreld bestaan wat ons ken nie, maar ook 'n ander wêreld daarbuite. Daarom het God ons geleer om nooit moed op te gee vir die koninkryk van die hemel nie. Want wat op hierdie aarde is nie al wat daar is nie. Jesus het skielik verdwyn terwyl hy gesels het of het skielik in 'n geslote kamer verskyn. Waarom het Jesus aangehou om sulke dinge te wys? Het Jesus ons nie voortdurend gedemonstreer en geleer dat daar 'n ander wêreld bestaan buite die een wat ons nou ervaar nie? Jesus is skielik voor die oë van die disippels opgeneem, en 'n wolk het hom vir hulle oë verberg. Dink aan al hierdie situasies. Almal, kan julle verstaan? Na die opstanding het Christus vir sy disippels sy geestelike liggaam gewys in beide driedimensionele en vyfdimensionele vorms soos hy verlang en hulle geleer. Wanneer julle opgewek word, sal julle ook sulke geestelike liggame hê. Wat sal gebeur met die liggaam wat verganklik is? Daar staan geskrywe, die liggaam wat gesaai word, is verganklik, dit word onverganklik opgewek. Praat dit nie oor die opstanding nie. Kom ons bevestig dit deur die Bybel. Kom ons blaai na die boek 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 40. Hoofstuk 15 vers 40.
Daar is ook hemelliggame en aardse liggame, maar die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. Die glans van die son is anders as die glans van die maan en anders as die glans van die sterre. Een ster verskil immers van 'n ander in glans. So sal dit ook wees met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word in verganklikheid, word opgewek in onsterflikheid. Wat gesaai word in oneer, word opgewek in heerlikheid. Wat gesaai word in swakheid, word opgewek in krag. Wat gesaai word, is 'n natuurlike menslike liggaam. Wat opgewek word, is 'n geestelike liggaam. As daar 'n natuurlike menslike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. Op hierdie manier gee Christus vir ons sy kosbare leringe en hoop sodat ons kan terugkeer na die geestelike wêreld. Vers 48. Soos die aardse mens, so is ook die aardse mense, en soos die hemelse mens, so ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoffelike mens gedra het, so sal ons. Wat sal ons dra? Die beeld van die hemelse mens dra. En kom ons kyk na die volgende vers, vers 50. Dit is wat ek bedoel, broers, dat mense van vlees en bloed nie die koninkryk van God kan beerf nie, en die verganklike beerf nie die onverganklike nie. Kyk, ek vertel vir julle 'n misterie. Nie almal van ons sal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word by die laaste bassein, binne 'n oomblik, 'n oogwink. Die bassein sal weer klink en die dooie sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Op daardie oomblik sal ons verander word net soos Christus ons gewys het. Terwyl Christus met die 2 disippels op pad na Emmaus in gesprek was, het hulle iets besef en hom herken. Op daardie stadium het Jesus uit hulle sig verdwyn. In die vertrek waar die disippels bymekaar gekom het en elke deur gesluit het uit vrees dat die Jode kon inbreek en hulle gryp, het Jesus skielik tussen hulle verskyn. Hy het vir hulle die spykermerke in sy hande en die spiesmerk in sy sy gewys. 'n week later het hy ook aan Thomas verskyn, wat nie op daardie tydstip by hulle was nie, en gesê, sit jou vinger hier, want jy het gesê, jy sal nie glo tensy jy dit doen nie. Later het hy ook 'n maaltyd met sy disippels gedeel. Uiteindelik, 40 dae na die opstanding, het die disippels selfs gesien hoe hy op die Olyfberg na die hemel opgevaar het. Jesus het voortgegaan om hierdie waarheid uit te lê. 'n Fisiese liggaam sal in 'n geestelike liggaam verander word. Jy sal in 'n japtrap verander word by die laaste basseinroep. Kom ons kyk na vers 53. Want hierdie verganklike liggaam moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike liggaam met onsterflikheid. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed word, sal die woord wat geskryf staan, vervul word. Die dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde lê in die wet. Maar aan God die dank, wat aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar, en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here. Wat het God oor ons arbeid gesê? Nie vergeefs is nie. God het ons opdrag gegee om hierdie goeie nuus in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde te verkondig. Is ons nie jammerlike mense, gebonde aan die kettinge van sonde en dood, vrees en verslaaf aan die dood regdeur ons lewe nie? Selfs die heiliges van die vroeë kerk was bang vir alles voordat hulle die hoop op opstanding gehad het. Toe hulle egter eers die volledige besef van opstanding gehad het, was hulle vir niks meer bang nie. Hulle het geweier om vrygelaat te word, sodat hulle 'n nog beter opstanding kon verkry. As hulle bely het, ek sal nie in Jesus glo nie, kon hulle vrygelaat en gered gewees het. Maar hulle het gesê, as ek lewe, hoeveel jaar sal ek nog lewe? Hoe kan ek die ewige lewe prysgee net om nog 20 jaar te leef?
Inderdaad, ons moet ook sulke geloof hê en die pad van geloof stap. Vandag hoop ek dat die Vuurige Gees wat ons gehad het, toe ons die eerste keer die waarheid ontvang het, deur hierdie opstandingsdag ook in ons opgewek word, sodat ons die koninkryk van die Hemelse Vader en Hemelse Moeder kan ingaan, wat eens ons koninkryk was. Ek vra ernstig al ons hemelse familielede om genadiglik terug te keer na hierdie ewige wêreld sonder om iemand agter te laat. Ons moet nooit die gees van opstanding verloor nie. Daarom leer die Bybel ons, gee julle altyd ten volle oor aan die werk van die Here, want julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ons arbeid sal nooit te vergeefs wees nie. Dit is waarlik amen. Al die kinders van Sion moet vir ons bure, kennisse, vriende, familielede, by werkplekke en by die skool preek. Kom ons deel hierdie geseënde en pragtige nuus aan almal. Hiermee wil ek vandag se preek afsluit. Baie dankie.